Weer. Goed, Spreuke 31, 'n ode aan ons moeder. Die woorde van koning Lemuel van Massa. Sy moeder het vir hom die volgende voorskrif gegee: My seun, my kind wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte gedoen het, moenie jou krag op vrouens vermors nie, moenie jou lewe verspil met hulle nie. Hulle bring konings tot 'n val. Dit pas konings nie om te drink nie, Lemuel. Dit pas hulle nie. Dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskied aan die minder bevoorregtes nie. Geen drank aan die wat besig is om onder te gaan. Laat die wat swaar ly drink. As so 'n mens drink, vergeet hy van sy armoede en hy dink nie meer aan sy moeilikheid nie. Praat jy vir die wat self nie vir hulle mag sê nie. Kom op vir die reg van die wat ten gronde gaan. Praat en lewer regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en elendiges. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe en sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar gesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self nie self verdien het. Sy pak die... Kom ek maak dit net gou reg. Goed, vers 16. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wind goed is. Haar lamp bly heeldag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As hy praat, is dit met wysheid. As hy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom, vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Volgende wil ek nie hierdie gedeelte gebruik om vir 'n vrou te sê, hoor, dis hoe jy moet wees, as jy nie so is nie, as jy 'n failure. Dis nie die doel van Spreuke 31 nie, want baie keer leer vrouens hulle aan Spreuke 31 en dan voel hulle naderhand, maar ek is nie goed genoeg nie, want ek kan nie dit nie, en ek kan nie dat nie, en ek kan nie sis nie, en ek kan nie so nie. Maar vanoggend wil ek graag vir elke ma in haar eie reg kom sê, dankie ma.
Spreuke is nie deur Salomo geskryf nie, en ek dink, as 'n ou 700 vrouens en 300 byvrouens het, dan wonder ek, hoe skryf jy so 'n stuk? So watter vrou skryf jy? So dit is nou maar net tongenietjies, maar dit is deur koning Lemuel geskryf, en Lemuel beteken toegewy aan God. So hierdie koning is nie maar net nog 'n koning nie, maar is 'n man wat aan die Here toegewy was. En ek dink hierdie kom regtig uit sy hart uit in die raad van 'n ma wat ook toegewy was aan God. Hy begin deur te sê, vers 2, my seun, my kind wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte gedoen het. Ons wil dankie sê aan ma's wat aan ons die lewe gegee het, wat haar liggaam opgeoffer het vir 9 maande waar die Here daar waar niemand kon sien nie, elkeen van ons aan mekaar geweef het. Daai meeste van ons se tyd was daar nie so nas en allerlei interessante goed nie. Dit was nog baie verborge. Maar dat 'n ma self vir die Here beskikbaar stel, dat die Here in haar 'n lewe kan vorm. En ja, baie ma's het maar moeilike swangerskappe. En ek sê baie keer dat 'n ma se lewe en 'n babatjie se lewe is maar altyd in gevaar tot na die geboorte. Want daar is maar altyd risiko's. Dankie ma, dat jy bereid is om 'n instrument in God se hand te wees, sodat hy lewe in jou kan vorm, daar waar niemand kan sien nie. Baie moeders sit vandag met komplikasies as gevolg van babatjies, gevolg van 'n geboorteproses of swangerskap of wat ook al gebeur het. Want in jou, Psalm 139, het God 'n wonderwerkie aan mekaar geweef. Het God iets kosbaars, ver bokant ons begrip of verstaan, aan mekaar gesit. En dit is waar hierdie gedeelte begin, en dit is wat Lemuel ook sê, is, hy begin deur te sê, dankie ma, dat jy 'n instrument in God se hand was, sodat ek vandag hier kan wees, en jy vandag hier kan wees. En dan, die tweede wat hy sê is, vir 'n ma wat 'n belofte of 'n gelofte gemaak het. Ek weet van baie ma's, wat hulle kindertjies afgebid het van die Here af. Ek weet van baie ma's wat gelofte aan die Here gemaak het, en wat sê, Here, hierdie babatjie gee ek vir u. En ek dink die grootste belofte is maar die doopbelofte, wat mamas en papas saam maak, om te sê, Here, hier is ons kind. Maar dat jy as ma 'n gelofte oor jou kind uitgespreek het teenoor die Here. En ek dink dit aan 'n lewenslange gelofte wat ma's laat aanhou bid vir hulle kinders. En ja, vir alles dit 'n moeilike geboorte was of as daar komplikasies was, het jy as ma dalk 'n gelofte aan die Here gemaak en gesê, Here, hierdie kindjie is u sin, en watter belofte jy ook al gemaak het. En dankie ma, dat julle bid vir ons as kinders. Dan die volgende wat 'n goeie ma doen, is 'n goeie ma is nie bang om vir haar kindertjies reguit die vingertjie te wys nie, en op die regte pad te help nie. Ek sê baie keer, al is jy 56 en jou ma 84, dan bly jy maar nog steeds haar seentjie. En is hy maar nog steeds die een wat vir jou raad gee en reg help. En die raad wat Lemuel se ma vir hom gesê het, of Lemuel se ma vir hom gesê het, dat moenie jou krag op vrouens vermors nie, met jou lewe nie verspil nie. Hulle bring konings tot 'n val. En ek dink as daar een ding is wat 'n ma doen, dan is dit om te bid vir haar kind se lewensmaat.
dat haar kind eendag die regte keuse sal maak om die regte lewensmaat huis toe te bring. Ja, selfs al is jy koning, kan die verkeerde lewensmaat jou lewe vernietig. En dit is al twee kante. Jy praat nou van die vrou, maar dit is dieselfde as 'n vrou 'n verkeerde man kies. En daarom, dankie Maas, dat julle vir ons bid vir die regte lewensmaat. Julle wat nog groen koring het, kindertjies wat nog kyk vir maatjies, wat nog nie lewensmaats het nie, dankie dat julle bid. En dankie dat julle aanhou bid wanneer julle kinders lewensmaats gekry het. Dat julle aanhou bid vir julle 2 kinders wat bygekom het. En dan die derde wat hierdie ma doen, is sy is bekommerd oor haar seun se koningskap. En die raad wat sy vir hom gee is nie, hey, as jy weer drink, gaan jou kop in mekaar voeter nie. Maar sy sê vir hom, my seun, is nie goed vir 'n man met gesag om hulle aan drank oor te gee nie. En hierdie ma weet hoe om met haar seun te werk. Hierdie ma weet hoe om vir haar seun die regte raad te gee. En daarom is dit vir ons so belangrik dat ma's, al is ons eendag groot en in magsposisies of gesagsposisies, dat julle nie sal ophou om vir ons raad te gee as ons verkeerde dinge doen nie. Ja, partykeer lyk dit of ons nie ma se raad volg nie. Ag, ma, wat weet jy? Maar glo my, ons dink daaraan. Hierdie ma weet dat drank lewens vernietig. En dit maak dat 'n mens verkeerde uitsprake maak en verkeerde besluite neem. Hierdie ma waarsku haar kind nie met dreigemente nie, maar met wyse raad. En so is daar baie lewenswyse wat ma's sommer partykeer net so terloops vir ons gee, wat ons maar nou moet luister. Dankie ma vir die raad wat julle vir ons as kinders gee. En dan die raad van praat reg. Sorg dat jy die regte oordeel vel. Sorg dat jy nie jou magsposisie misbruik nie, maar dat jy jou magsposisie gebruik om die regte dinge te sê en die regte dinge te doen. En ons almal is in 'n magsposisie. Jy hoef nie 'n koning te wees om in 'n magsposisie te wees nie. As jy 'n werker het wat vir jou werk, het jy 'n magsposisie. As jy 'n onderwyser is, selfs al is jy in die skool, as jy 'n leier is, of as jy op die sportveld presteer, of wat ook al, is jy in 'n posisie waar mense na jou opkyk. En dan gee Lemuel se ma vir hom die raad om hom te sê, praat jy vir die wat nie vir hulle self kan praat nie. Kom op vir die wat nie vir hulle self kan opkom nie. Praat reg vir die wat in gronde gaan. Lewer regverdige uitsprake en kyk na die armes. Ons kan maar die raad van 'n ma volg, want 'n ma het 'n heel ander uitkyk op die lewe as 'n pa. En 'n ma kyk met heel ander oë na dinge as 'n pa. En daarom kom 'n ma met 'n sagtheid, maar ook baie keer met 'n regheid manier van praat, soos wat hierdie koning se ma vir hom gesê het. En dan is daar 'n paar dinge wat gepraat word van 'n knap vrou, maar wat ek eerder wil sê, eienskappe van 'n ma is, want dit is wie 'n ma is. En die eerste is liefde en toewyding, maar gaan nie weer so baie tydpunte hê soos verlede Sondag nie, so behoort hierdie keer daar binne tyd te bly. Liefde en toewyding.
Maar wanneer jy lief is vir pa, maak dit ons kinders se harte bly. Moet nooit ophou om vir jou man lief te wees nie. Vers 11 sê haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. En mense sien so baie dat in sekere situasies is die ma die steunpilaar. Wanneer 'n pa se kop maar bietjie begin uithaak oor dinge wat moeilik gaan en dinge wat nie meer in beheer is nie, dan is die ma baie keer die een wat die anker is van die gesin. Is die ma baie keer die een wat vir pa sê, maar kom ons bid net. Kom ons praat net daaroor. En baie keer is ma die anker van die gesin en die steunpilaar wat wanneer die wiele begin afkom, is die ma die een wat baie keer die asem skep en net sê, maar ons sal okay wees. En ek sien dit in hierdie situasie waarin ons gemeenskap op hierdie stadium is met die back and klou, want almal word geraak. Dankie ma, dat pa maar op jou skouers kan huil, wanneer ons kinders dit nie sien nie. Dankie ma, wat ons kinders maar op jou skouers kan huil, wanneer ons nie meer weet nie. Jou liefde en toewyding maak dit vir ons moontlik. Dan vers 23 wat ook sê, haar man is wel bekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Mamas, pa is baie keer besig met vergaderings en daar in die wêreld besig. En dan is dit lekker om te weet, mama sit by die huis en bid. Al is sy ook baie bekommerd. En dit is vir papa lekker om te weet, ek gaan hierdie moeilike situasie moet face, maar my vrou bid vir my. En dit is wat 'n knap vrou eintlik die belangrikste punt is waarna ons moet kyk. Die ander is vir my amper sekondêr tot dit. Jou liefde en jou toewyding maak van 'n huis 'n home. Waarna kinders wil terugkom, waar 'n pa veilig voel na 'n dag se werk. Ja, en vir mamas wat werk en wat heeldag ook moet besig wees en dan vanaand, wat is die eerste ding wat pa sê? Is nie vroukie, hoe was jou besige dag nie? Maar wat eet ons vanaand? Ek was ook besig. Ek het ook 'n rowwe dag gehad. Ag my ou vroukie, wat eet ons vanaand? Dis 'n ma wat se lekker kos wat vir ons tuis laat voel by die huis. Ja, mama's werk hard. Liefde en toewyding en ywer en harde werk. Ma's werk hard om seker te maak dat hulle gesinne oukei is. Hierdie gedeelte praat van sy maak wol en vlas en sy weef en sy spin en sy verdien en sy werk vroegoggend tot laat aand. En dit is maar 'n ma. Ons het baie keer as ons te lui om ons skoene te polish en dan môreoggend dan staan die blink skoentjies daar voor die bed. Dan vra ons, het ons skoene gepolish? Dan sal my ma baie keer sê, die engeltjies was gisterand hier. So ja, engeltjies is baie keer aan die werk wanneer ons moeg is.
Dankie maar dat julle hard werk. Dat julle die engeltjies is in ons almal se lewens. En dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap. Nie net om 'n bestaan te maak nie, maar om vir julle gesinne te sorg. En dat julle dit nie as 'n plig sien nie, maar dat julle dit as 'n voorreg sien. Want 'n ma skep van 'n huis 'n veilige plek, 'n plek van waardering. Ja, mama's werk hard. En mama se hande staan vir niks verkeerd nie. As ons mooi staan en kyk wat mamas alles doen, dan kan ons eintlik net niks anders as om te sê, dankie ma. 'n Ma se werk is 24/7. 'n Ma se werk hou nooit op nie. Selfs al is sy hoe oud, bly sy 'n ma. Vers 14 en 15, sy is soos die handelskepe en bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar gesin, ook haar slavinne kry hulle deel. Mama sorg dat hulle gesinne versorg is. Ja, papa werk hard om dit in te bring, maar mama sorg dat dit op die tafel kom. Mamas maak lekker kos en genoeg kos. En ek is seker, ons almal sal sê, ons ma se kos is die lekkerste. Mamas bring vrede. Mamas werk hard om iets op die tafel te sit, net om te sien hoe 5 seentjies dit opslat en binne minute is die bakke leeg. Dis hoekom eetkamertafel altyd die lekkerste plek is om te kuier. Want dis waar ons as gesinnetjies mekaar waardeer. So jammer dat die TV die eetkamertafel kom. Sorg mamas dat hulle kinders warm aangetrek is. Hulle sê mos, 'n trui is iets wat 'n kind aantrek omdat ma koud kry. En mamas werk hard om truitjies te brei, om kleertjies te koop, sodat hulle kindertjies lekker kan slaap. Goeie ma kan ook met geld werk, al dink baie paas nie so nie. 'n Goeie ma koop 'n stuk grond, plant dit onder wingerd en bring 'n inkomste. So dit lyk my hierdie tannie was 'n wynboer. Dankie maas dat julle seker maak dat die geldjies reg gespandeer word. Maas gee om. Vers 20 sê, sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Mamas kan nie sien dat iemand swaar kry nie. Mamas gee. Want 'n mamma het God se gee hart gekry. Mamas deel uit en papas wil partykeer terughou. Dis weer ma is. Sy het 'n hart vir omgee. Mama spreek deur haar woord en deur haar daad. Vers 25, alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As hy praat, is dit met wysheid. As dit leiding gee, is dit met liefde. Jy kan maar luister na die raad van 'n ma.
Jy kan maar luister wanneer sy praat, want aan sy praat is dit met wysheid, as sy leiding gee, is dit met liefde. Mamas verstaan kinders baie beter as wat ons onsself verstaan. Dat is een ding wat ek nogal weet. Hoe weet 'n ma alles? Want my ma is 1200 kilos van my af. Maar as ek bel, net die manier hoe ek sê, hallo ma, dan weet sy alles. Ek hoef nog nie te verduidelik nie. Wat's fout? Wat het vandag gebeur? Was jy okay? Of hoor dit gaan goed met jou? Dit wil ek nog uitvind. Hoe weet ek maar alles? Ek kan verstaan dat sy oë agter haar kop het wanneer jy in die huis is, maar wanneer sy duisende kilos van jou af is, seker maar weer die engeltjies. Mamas verdien om dankie gesê te word. Dink jy ons waardeer altyd die mamas in ons lewens? Nee, en hier wil ek sê wat ek vir ons mamas en kos mamas en in watter manier jy ook 'n mamma vir iemand is. Partykeer is dit ook net vir 'n oomblik wanneer 'n kind net 'n drukkie nodig het en jy is die mamma vir daardie kind. Vandag wil ons dankie sê. Dankie mamas, dat julle God se liefde uitstraal. Dankie dat julle liefde is. Dankie dat julle omgee. Dankie dat julle partykeer vir ons reguit sê as ons verkeerd is. Dankie ma. En dan die heel belangrikste, en dit mos wat ons sê, laaste maar nie die minste nie. Vers 30, uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As hy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Ja, is maar net tydelik. Maak nie saak wat se middeltjies gebruik word om die skoonheid te probeer behou nie. Die ouderdom eis sy maar sy tol. Want daar is vir my niks mooier as 'n ouma wat net 'n ouma is nie. En wat toegelaat het dat die jare haar gevorm het in die mooi vrou wat sy geword het. En toegelaat het dat die plooie maar lagplooietjies word in plaas van voorkoms is nie alles nie. Die mooiste van 'n vrou is as sy die Here dien. En daarom wil ek vandag 1 Petrus 3 vers 3 en 4 sê, julle skoonheid lê nie in uiterlike dinge soos haarstyle, goue juwele of deftige klere nie. Nee, julle skoonheid lê in die mens wat julle in julle binneste is. In die onverganklike skoonheid van 'n sagmoedige en rustige gees. Dit is wat voor God van groot waarde is. ‘n ma wat bid is baie meer werd as 'n modelpoppie. 'n ma wat vir haar kindertjies van Jesus leer, ge-worry is oor haar uiterlike skoonheid. Want die mens verganklike skoonheid van 'n sagmoedige en rustige gees is wat van 'n ma maak. Dankie ma vir wie jy is.
Ek wens julle almal 'n gelukkige en 'n geseënde Moedersdag toe. Kom ons bid. Here, vandag wil ons dankie sê vir elke moederfiguur. Ja, ons eie mamas, ons skoonmaas, ons geestelike maas, stiefmaas, aanneemmaas, kosmaas, en sommer net mamas wat op 'n tyd daar is, wanneer ons eie mamas nie daar was nie. Dankie Here, dat U sagtheid in 'n ma kom plaas het. Dankie Here dat U die moederhen kom skep het, onder wie se vlerke ons kan inkruip en veilig kan wees. Dankie vir mamas wat reguit is en eerlik is, wat net die moois vir ons wil sien, maar wat ook regverdig is. Dankie vir mamas wie se skoonheid daarin lê dat hulle U dien. Dankie vir mamas wat vir ons van U leer, wat vir ons Bybelstories lees en vir ons bid. Dankie vir mamas wat opgewonde raak wanneer hulle ons stem hoor. Dankie vir mamas wat vir U lief is. Ek bid dat U vandag elke mamma sal seën. In Jesus se naam. Amen.